Hy sê, maar my vrou is dood. Die Here sê, ek weet jou vrou is dood. En jy gaan nou terug en jy gaan nou terug bid. En toe sê die Here God vir Louis, die chief, ek weet, hulle het jou broer doodgeskiet. En ek weet, jy het 'n geweer gelaai met 'n koeler en hy wag daar onder in jou stam, want jy wil weer wraak pleeg. Jy wil daai ou wat jou broer doodgeskiet het, wil jy gaan doodmaak. Hy sê, ja Here. Hy sê vir die chief, jy gaan dit nie doen nie. Jy vergewe hom nou. Jy gaan nie weer wraak neem nie. Jy doen dit nie. Jy vergewe hom. Hy sê, okay Here, maar hy sê, maar Here, my broer is nou dood. Ek sal hom nooit weer sien nie. Die Here sê, hy is nie dood nie. Hy sê, hoe is dit nou? Die Here, af vir die engele, bring jou broer, daar kom sy broer. Sy broer het gelukkig tot bekering gekom, lyk my met daai sendlinge. En toe sy doodgeskiet, toe sy rug het hemel toe. Toe het hulle 'n halwe uur saam met mekaar gepraat. En hy is toe in vrede, dat hy weet sy broer leef. Hy sê, maar my vrou is dood. Die Here sê, ek weet jou vrou is dood. En jy gaan nou terug en jy gaan nou terug bid. Hy sê, maar Here, ek weet hoe, as ek daar onder kom op die aarde, hoe gaan ek met jou kan kommunikeer, met jou kan praat? Ek het nie kommunikasie, ek weet nie. Die Here sê, ek sal altyd in jou kop en praat. Soos 'n luidspreker. Soos 'n mikrofoon. En die engel het hom verby die hel en aarde toe. Hy kom in die kliniek, ek gaan nou sluit. En hy sit nou daar en hy kyk na sy vrou wat daar dood lê. Sy lê nou al 'n paar ure dood. Kliphard blou, pikswart dood. Yskoud. En hy hoor die stem, jy moet haar nou opbid. En hy skrik, want God praat deur sy kop. En hy gaan, hy sit sy hande op haar en hy bid. Maar hy bid so vir 'n uur, aan en af. Maar niks gebeur nie. Hy dink, nee, die ding werk, die is 'n spook wat hier lê, ek sien is wat dit nie. Nee, die ding gaan nie werk, is al lyk. En hy hoor weer die stem, het ek nie vir jou gesê, jy moet glo en bid nie. En hy skrik en begin weer te bid. Hy sê, terwyl hy die tweede keer bid, hy sê, hy kyk na die neusgat en die neusgat maak so, hy wil skrik, maar hy wag, besef nie, wag, hulle maak so, hy kyk, en hy bid, en sy hande so hier op haar bors, hy sê, hy voel die koute gaan weg, en hy begin so warmerig raak. Mense, hy bid sy vrou terug uit die doodheid op. Ons ken haar, sy is lewendig vandag, hulle is albei gered. Ons het haar gevra, ons het haar getuienis op video, ons het sy getuienis op video, ons het die chief wat gedoop was, sy getuienis op video, die vrou wat die Here God toe het oopgeskeer, ons het alles op video in Spaans en Portugees, en so ons het dit begin vertaal, dat die woorde kan sien. Ons sê vir Louise, vir sy vrou, nou kan jy iets onthou toe jy dood was, sy sê, nee, niks, sy was nog ongered, God het haar bewaar, ongered dood, teruggebid en gered. En Louise sê, nadat hy nou teruggekom het van die kliniek, toe vertel hy nou vir sy stam van die hemelse erf, hulle het hom nie geglo, en hulle weet hy is 'n wille, gevaarlike, lelike chief. Maar na 'n week het hulle gesien, maar die chief het regtig verander. Hy is nie meer dieselfde, hy praat mooi, hy het heeltemal verander. Toe het hulle een vir een na hom gekom, met hom begin praat, en hy het hulle begin vertel. En hy het sy stam na die Here Jesus toegelei. Sonder 'n Bybel, sonder 'n kruis, sonder 'n moeder Maria. 'n paar maande daarna het sendlinge weer gekom na daai stam. En hulle vind 'n hele stam besig om vir Jesus te aanbid. Hulle ken die Here Jesus Christus. Daar's nie 'n kerk nie, daar's nie 'n Bybel nie. Hulle weet nie van 'n kruis nie. En hulle toe die chief genader, hy het vir hulle vertel wat gebeur het. Hy het die waarheid van God ontvang en God het ook
toe hy sê, maar ek gaan nou vergeet al die woorde wat hy vir my gespreek het in die hemel, het God sulke ysblokkies, verskillende kleure van die reënboog, so aan sy lippe geraak. Nou ek weet in Jesaja 6, het die serafin vir Jesaja se lippe met 'n kool aangeraak. Onthou julle? Toe sy skoon gemaak. Nou, hierdie so 7 klippies, die kleure van die reënboog, moes hy sluk, en dit was die woord van God. En al die woorde van die Here wat hy moes onthou hy tot vandag toe. En hy kon sy stam vertel van die waarheid van God. Is dit nie wonderlik nie? Heidi, kom wys gou die ander foto's. Heidi gaan vir julle die ander foto's, kom staan nie voor. Nee, kom staan nie, jy gaan nou vertel. Jy gaan nou vertel van 'n getuienis. So mense, ek weet dit is 'n lang getuienis, maar dit is 'n baie belangrike getuienis, hoor julle my? Om vir jou te wys die geestelike dinamiek, hoe dit werk, hoe belangrik dit is vir God, laat jy en ek gaan en kontak maak met mense, vir hulle, al kon jy nie die evangelie vertel, laat jy vir hulle ten minste bid, maar aan jou gebed het krag, en as jy vir daai mens bid, sal God daai mens besoek, want hy wil hulle red, amen. Hierdie is Arnold met Chief Moashi van die Kanemarie Indiane. Hy ken die Here, jy kan sommer sien, nee. Volgende asseblief. Dis Chief in Colombia, hy ken die Here nog nie, maar ons sal moontlik terugkeer na hom toe. Volgende asseblief. Hier's Arnold met 'n aapie. Daai aapie was baie stout toe ons weer terugkom na hierdie stam toe, was daar geen aapie nie. Ons vra wat het met Makkie gebeur? Hulle wil ons nie eintlik sê nie. Toe op die ou einde kom dit uit, hulle het hom geëet, hy was te stout. Volgende asseblief. Hierdie foto's in Colombia geneem, daar's altyd polisie en weermag wat vir jou wag as jy daar aankom, want in daai wêreld, as jy wegraak, is dit die rebelle wat jou geneem het vir ransom. En dis die foto, hulle neem 'n foto van jou paspoort, dat hulle weet wie's weg en so aan. Nogal wild. Volgende asseblief. Hierdie is nog riviere, daar aan die ander kant van die rivier, dis waar daai Willemanne uitkom, en dan skreeu hulle vir hierdie dorpie, hierdie mense, hierdie inwoners van hierdie dorpie oor die rivier. Maar gewoonlik as daai ouens in die area is, gee hierdie ouens pad, hierdie in die geredde dorpie, die bereikte dorpie. Want hulle wil nie konfrontasie hê nie, hulle is bang vir daai Willemanne. Maar ons glo dat soos die ouens die Here beter leer ken, gaan hulle rustig raak en bly en effektiewe kontak maak met daai Willemanne. Maar dis waarvoor ons kan bid, want die Here beheer die hele ding. En as ons bid, dan gaan daar met tyd behoorlike effektiewe kontak gemaak word. Volgende asseblief. Dis hoe ons reis in die canoes. Kan julle sien hoe vuil is daai water? Dis sulke water wat Jesus verander het in kristalhelder skoon water. Volgende asseblief. Is hulle jag met pyl en boog. Volgende. Arnold daar sy haalgeweer. Hulle het 'n bokkie gejag. Daar sien julle 'n stukkie van die bokkie. Volgende asseblief. Linkerkant is die grootste katvis, barber, wat ek ooit in my lewe gesien het. Dis my hand daar. 3 manne moet daai vis dra en dit voer die hele stam. En van ons klein piesangkies regs. Daai piesang is nie soet nie, hy's meer soos 'n aardappel, maar baie lekker. Volgende asseblief. En van ons klein slangetjies. Sy naam is Anna en die van is Konda, Anaconda. Ken julle daai ding? Volgende asseblief. En daar is ons lekker groot spinnekoppe. Moenie worry nie, Arnold hou ook nie van daai spinnekoppe nie. Okay. Volgende asseblief. Wil jy daar bly? Okay. Ek dink is tyd dat ons vir julle 'n paar van die goed wys. Gaan terug. Gaan net terug na die spinnekop. Gaan terug na die spinnekop. Is dit right? Moet ek die kant uitpluk of daai kant?
Okay, right. Heidi, is die goed dood? Sy is skelm, sy sit goed hier. Dan skrik ek my eie af. Dis donker hier binne. Nee man, hy. Jy, het sy jou geklap? Sis man. Halleluja! Wat is dit hierdie? Julle is slim, né? Dis 'n pyl. Dis 'n pyl. Nie 'n spies nie. 2 meter pyl. Kan jy glo? En hierso is die boog. Ja. Nou moet ek eers kyk of ek die ding kan. Moet ek die ding skiet vir julle? Wag. Jyna Roos, julle het altyd, die mense het altyd horlosies daar agter. Julle het nie horlosie, ek skiet altyd horlosie. Is die horlosie. Halleluja. Ek sien julle het sommer 6. Ons het baie mooies daar in die kar. Is alright, ons jou. Right, kom ons kyk. Kom ons kyk. Nou mense, ek oefen nog met die goed so, maar nou nie skrik nie, hoor. Is alright. Ek is alright, hoor ek. Okay. Kom, lekker. Okay, dan gaan weg om dag gooi. Ai. Ja, wag. Heidi, ek moet weer oefen, jong. Ek is so goed met die goed. Ja, wat, dit werk nie so lekker. Die goed werk nie so lekker. Daar goed werk nie so. Kom eens kyk. Maar dit ons nog eens. Kyk ons nog. Ai. Wat is dit hier so? En jy gaan van die getuienis vertel. Okay. Right, ek moet net sien, ons moet net sien of julle wakker is. Halleluja. So mense, ons praat in skole. Dan sit daar oor 1000 kinders. As op die plastiek stoele. Dan gooi ons daai ding soos 'n boemerang aan. Dan hol hulle daai plastiek stoele so teen die mure uit. As hulle klaar gestek, kan my huis toe gaan. Halleluja, prys die Here. Okay, dit was 'n lekker commercial break. Heidi, vertel aan. Volgende asseblief. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Volgende skyfie asseblief. Dankie. Hierdie is een van die manne, Batine sy naam. Hy het nogal gepraat met van hy willemanne. Hy is ook baie lief vir die natuur. Hy kweek hierdie baba skilpaadjies, want hulle eet hulle ook, maar hy maak seker dat die riviere volop is, dat hulle aanhou. Volgende asseblief. En dis as hulle groot is. En hierdie is 'n wonderlike dier, hy is hoogs tegnologies ontwikkeld, want jy draai hom om, kap sy kop af, en hy is klaar in die pot. Jy hoef hom net in die vuur in te laat sak. Dis presies hoe hulle hom kook. Volgende asseblief.
Hulle vang baie vis, hierdie manne weet wat hulle doen. Volgende asseblief. Terloops, dit is Chief Enrique wat vir Arnold gesien het met Jesus in die droom. Hier is baie oulike aapie, ons het hom nie geëet nie. Volgende asseblief. Hierdie ene is wel geëet. Papegaaie. Moenie judge nie, julle eet KFC. Volgende asseblief. Rotagtige diere, daar's baie van hulle in die oerwoud. En baie lekker kos. Volgende asseblief. Wille varke. Dis waarvan ons leef. Volgende asseblief. So bly ons in hangmatte, die 4 sommer in die hut, leef ons baie lekker daar. Volgende. Arnold en sy hangmat. Volgende. Dis ons badkamer, daar was ons klere. Volgende. Bad ons lekker daar. Arnold maak altyd 'n grap, hy sê ons badkamer is groen. Waarvan ek hou is dat jy nie daai badkamer hoef te was nie. Hy is self-cleaning. Volgende asseblief. Ons reis baie keer 2-3 dae om by 'n stam uit te kom, so ons slaap in die aande aan die kant van die rivier. Baie lekker daar, maak ons tydelike skuilings. Volgende asseblief. Ons kry spanne wat saamkom, daar deel hierdie ouens, hulle is van Kanada af, deel hulle Bybels uit. Volgende. Volgende asseblief, ook Bybels. Dis ons eenvoudige traktaatjie, ons het altyd ons traktaatjies by ons, in verskillende tale, waar ons kom, laat ons vir iemand ietsie kan gee van Jesus. Volgende asseblief. Nou, hierdie foto, as jy kyk aan die linkerkant, daar is 'n vrou, ouerige dame, sy was nou 80, soos ek onthou, sy het aangekom, sy het beroerte gehad aan die linkerkant, so sy kon nie lekker loop nie, sy kon nie lekker praat nie, maar sy het gekom, want sy het gehoor dat in hierdie dorpie waar ons was met die span, was daar genesings besig om plaas te vind. So sy het haar jong 'n kleinseun gekry om haar te bring met die kanoe. Sy was 8 ure weg en so het hulle gereis om daar te kom. Sy kom daar aan, die stam bid vir haar, sy neem vir Jesus aan en sy is regs gedoop, genees. Kry sy die volle pakket, prys die Here. Volgende. Nou hierdie is 'n interessante foto. Hierdie man in die middel met die lang bruin hare en die kortmou hempie, hy is half Kubaan, half Amerikaans, hy het saam met ons gekom. Hy was baie gretig om alles te doen saam met die span, behalwe om te bid vir die siekes, want hy het nie geglo dat die gawes nog met ons is nie. Maar hy het so baie wonderwerke gesien, uiteindelik sê Gabriel en Dennis vir hom, bid tog vir hierdie man. Toe sê maar, okay, soos in peer pressure, hy sal maar bid. Nou hierdie man aan die regterkant, hy was doof, en daai foto is geneem, hy is so pas genees, hy kan nou hoor, en hy's besig om te beduie, hy kan nou hoor, is dit nie wonderlik nie? Die Here het hom genees, en Sam is nou 'n gelowige, hy glo. Volgende asseblief. Die foto aan die linkerkant is in Kolumbie geneem, daai man se knie wat gebreek was vir 2 jaar, hy het so geloop, is so pas genees. Dis hoekom die foto nie kan, die kamera nie kan fokus nie, want hy is so besig om sy knie wild rond te pluk. Dis sy vrou in die agterkant wat lag, want haar man is nou net genees. Toe ons daar aankom in hierdie dorpie, ook diep in die oerwoud, hulle het ons laat kom, want hulle het gehoor daar's genesings onder in die ander dorpie. So hulle het gesê, kom asseblief, daar's mense wat genesing nodig het in hierdie stam. Kom ons daar, ons het nie 'n baie lekker verwelkoming gekry nie, daar was 'n klomp, soos in Zama's ouens wat onwettige mynbedryf handel, goeders doen daar, en hulle was nie bly om ons te sien nie, want wie is ons nou en gaan ons verklik en so aan. Maar ons gaan verby hulle, gaan in die hut saam met hierdie familie. Die man vra vir Arnold om vir hom te bid, en Arnold bid baie eenvoudig, dankie Jesus, genees hierdie man, Jesus naam. En hy begin rondspring, laat ek het nie eers kon glo nie, ek was soos, moenie jouself seermaak nie, want so groot was die verandering, die Here het hom net daar genees. En die volgende dag, al sy vriende, daai sneerende ouens wat niks wou weet van Jesus nie, was almal in daai hut, want hulle het gesien, die Here het hulle vriend genees.
Hy kon vir 2 jaar nie jag nie vir sy familie sorg nie, en hy is net so genees. En die Here het elkeen van daai ouens ook aangeraak, ons het vir hulle gebid. Baie van hulle is ook genees van verskillende goeters, en elkeen het 'n hitte gevoel, die teenwoordigheid van die Here, soos elektrisiteit, dit was fantasties. Selfs die volgende dag, ek het video's geneem om te sien, hoe sê die ouens nou, wat sê hulle die volgende dag? Hulle het nog die Here geprys, hulle was genees van allerhande kwale. Prys die Here. Volgende asseblief. Ons wys die Jesus fliek. Volgende asseblief. Hier is ons klein groepie met van die kinders. Volgende. Weer die rivier. Volgende asseblief. Ons vlieg baie maal na die ou DC-3's in die oerwoud. Dis nou in Colombia. Volgende. Daar sê hy. Dankie julle vir julle tyd. Ons het dit so geniet om hier met julle te wees vanmiddag. Bly by my Heer, terwyl die skemer daal. Hou vas my hand, styf in u hand. Moet my nooit los, Heer, u vrede sal my dra. Oor die berge, deur valleie, is u daar. As ek vrees, Heer, sal u my kom optel. En die nag, Heer, sal u oor my waak. Breek die stiltes in my, laat u gees my kom lei. Deur woestyn paaie wil ek u loof. Al die blinde nou af van my oor. Laat ek u sien wie u werklik is. Skep in my 'n rein dat Heer, dat ek u lief het vir wie u is. Dat ek vir ewig in die skuilplek hier kan rus. Sag klink die stem van Jesus my Heer. Hy sal my nooit los nie, my God bly in beheer. My kragte sal hy niet maak, geloof sal ek weer vind. Hy is my anker, hy is my vrede, hy is my Heer. As ek vrees, Heer, sal u my kom optel. In die nag, Heer, sal u oor my waak. Breek die stiltes in my, laat u gees my kom lei. Deur woestyn